Die Evangelie van Lukas hoofstuk 22, verse 16 tot 17 lees soos volg. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder julle. Welkom by Geloofspad. Terwyl Jesus saam met sy disippels aansit vir wat sy laaste paasmaaltyd sal wees, maak hy 'n diepgaande stelling. Ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. Dit is nie net 'n stelling oor kos of tradisie nie. Dit is 'n verklaring oor sy sending en die toekomstige vervulling van God se plan van verlossing. Die paasmaaltyd wat God se verlossing van Israel uit Egipte herdenk het nou tot sy ware en uiteindelike vervulling in die persoon van Jesus gekom. Hy, die paaslam, was op die punt om geoffer te word, en deur sy dood sou God se oordeel almal wat hulle vertroue in hom stel, oorgaan. Die Pasga met sy lammers en sy bloed was 'n skaduwee van wat sou kom. Jesus sou die lam word, die ware Pasga-offer vir ons sondes, wat die wet en profete vervul. Terwyl hy praat daarvan om nie weer die maaltyd te eet voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie, wys hy op beide die oorwinning van sy kruisdood en die toekomstige hoop op die ewige lewe saam met hom in sy heerlike koninkryk. Jesus, wat die nagmaal saam met sy disippels ingestel het vir hulle brood en wyn gegee as simbole van sy liggaam en bloed. En 'n nuwe verbond tot stand gebring. Een verseël deur sy offer vir die vergifnis van sondes. Wanneer hy sê hy sal nie van die vrug van die wingerdstok drink totdat die koninkryk van God kom nie, praat hy van 'n tyd wanneer daar in die komende koninkryk nie meer nodig sal wees vir die simbole nie. Ons sal vir ewig met hom verenig wees, nie net in herinnering nie, maar in die volle vreugde van sy ewige teenwoordigheid. Kom ons bid. Here Jesus, dankie dat U ons paaslam is, dat U lewe gegee het om ons van sonde en dood te red. Ons sien uit na die dag wanneer ons met U verenig sal wees in die koninkryk en vir ewig saam met U feesvier. Help ons om U opoffering met dankbare harte te onthou en in die hoop op U wederkoms te lewe. In U naam, amen.